Wat sal jy opoffer om nader aan Jesus te kom? Het jy al ooit heeltemal ontredderd gevoel, waar jy net gewoon sê, ek weet nie hoe vorentoe nie? Dit gebeur wanneer jou lewe regtig baie deurmekaar is, en jy absoluut geen raad het nie. Wanneer jy voel jy het geen opsie om op te volg nie. Dit voel daar's geen hoop nie. Nou, kyk na die skyfie. Ken jy hierdie prentjie? Dalk help het as ek nog 'n paar foto's bysit. As jy na die verskillende foto's sien, kyk en ons kom terug na die skulp toe, dan is die skulp die roeteaanwyser van die Camino de Compostela de Santiago staproete. Dit is seker die mees bekende staproete ter wêreld met daai lang naam. Meer as 530.000 mense het verlede jaar die verskillende staproetes voltooi. Mense kan basies op verskillende plekke in Europa begin, maar hulle eindig almal by dieselfde plek, waar volgens oorlewering die apostel Jakobus se oorskot begrawe is. Vraag is, waarom doen mense dit? Hulle voel, hulle het in situasies gekom waar hulle sê, ek weet nie, my lewe is deurmekaar, ek het baie vrae, maar ek het nie antwoorde nie, ek weet nie. Om die Camino te stap is om 1 week, 2 weke, 'n maand of langer op sy te sit en te gaan stap op soek na antwoorde as jy niks meer weet nie. Wat het die mense in die Bybelse tyd gedoen? Ja, die mense in die Bybel het ook in situasies van ek weet nie gekom. Hulle het ook spesiaal tyd gemaak om elke dag met God te probeer praat in die hoop dat hy vir hulle antwoorde kan gee. Een so 'n voorbeeld kry ons in Handelinge 9 by Paulus se bekering. Hier word 'n kort stukkie, een laaste versie gaan spesifiek hierop fokus, maar kom ons kyk wat het gebeur. Handelinge 9 vers 3, terwyl hy onderweg was en naby Damaskus kom, het 'n lig uit die hemel hom skielik omstraal en hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gevra, wie is u Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Maar staan op en gaan na die stad, en daar sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Die manne wat saam met hom gereis het, het sprakeloos gestaan, omdat hulle wel die stem gehoor het, maar niemand gesien het nie. Saulus het van die grond af opgestaan, en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien nie. Hulle het hom aan die hand gelei en Damaskus binnengebring. Nou die laaste vers 9. 3 dae lank kon hy nie sien nie. En wat doen hy? Hy het nie geëet of gedrink nie. Hierdie laaste vers vertel vir ons wat mense gedoen het, wat gevoel het, hulle verstaan nou niks nie. Hulle het dit vas genoem. Om te vas is om iets op te offer. Om dit uit jou dagboek te haal en iets anders in daardie ding se plek in te skryf. In die Bybelse tyd het mense meestal van kos gevas. Dan word hulle het gesê, ek sal vandag nie eet nie. En dan, wanneer dit etenstyd is, sal ek na 'n stil plek gaan en met God praat oor my lewensvrae. In watter situasie was Paulus hier? Ons ken hom nou al baie goed. Hy was 'n baie getroue Joodse gelowige, soos hy self gesê het. Ons lees daarvan in Handelinge 26, vers 1 en verder. Hy staan nou hier, hy is aangekla, hy staan nou hier voor die owerheid. Agrippa het vir Paulus gesê, jy het vergunning om jou saak te stel. Praat nou. Toe het Paulus sy hand uitgestryk en homself verdedig. Vers 4, al die Jode weet hoe ek van die begin af, sedert my jeug, my lewe onder my volk in Jerusalem gelei het. Omdat hulle my van jongs af ken, sal hulle kan getuig, as hulle wil, dat ek volgens die strengste party in ons godsdiens as 'n fariseer geleef het. En nou staan ek tereg oor die hoop op die belofte wat deur God aan ons voorvaders gemaak is. Die belofte dat ons 12 stamme hoop om te verkry deurdat ons God dag en nag in alle erns dien. O koning, dit is oor hierdie hoop dat ek deur die Jode aangekla word.
Ek was self daarvan oortuig, hoor wat sê hy, dat dit nodig is om baie vyhandig op te tree teen die naam van Jesus van Nasaret, wat ek ook inderdaad in Jerusalem gedoen het. Deur hulle dikwels te laat straf in al die sinagoges, het ek hulle probeer dwing om te laster. Ek was so rasend van woede teenoor hulle, dat ek hulle selfs in stede in die buiteland vervolg het. En nou het hierdie Paulus vir Jesus in 'n buitengewone ontmoeting leer ken. En hierdie Jesus is vir hom nou regtig. Aan die ander woorde, dis nie meer, hy twyfel nie meer oor Jesus nie. Maar nou weet Paulus nie heeltemal wat vorentoe nie. Hy moet nou tyd maak om hierdie Jesus behoorlik te leer ken. Om agter te kom waar het hy die foute gemaak in sy denkpatroon. Ons lees hier dat hy begin het deur te vas van water en kos. Ons lees later dat hy vir 'n kort tydjie getuig het oor sy bekering, maar dat hy toe mense so ontstel het met sy getuienis dat hy eerder besluit het om weg te gaan. Hy het by wyse van spreke op 'n 3 jaar retreat gegaan, homself bietjie uit die samelewing weggevat. Hy het toe tyd gemaak om sekerheid te kry oor sy denke en sy woorde oor Jesus, en toe het hy met mening begin toe hy daar terugkom om die goeie nuus van Jesus te verkondig. Maar vas was 'n gebruik wat gelowiges al vanaf die Ou Testament gedoen het, met dieselfde doel, naamlik om helderheid te kry oor waarmee God in ons lewens besig is. Kom ons lees in Jesaja 58 vers 3 en verder. Die mense vra hier waarom hulle moet vas. En die Here antwoord hulle, hy sê dat hy graag vir hulle wil vertel hoe hy wil hê hulle moet leef. God sê, as julle my wil vir julle nie ken nie, kom luister as ek dit weer vir julle vertel. En as die mense dit dan hoor en doen, dan sal die lig deurbreek soos die oggendskemering en jou herstel sal spoedig aanbreek. So kom ons lees dit. Jesaja 58 vers 3. Waarom vas ons? Vers 6, praat die Here nou, is dit nie hierdie vas wat ek verkies nie, dat julle die boeie van goddeloosheid losmaak, die stroppe van die juk stikkend ruk, verdruktes vry wegstuur en elke juk verbreek. Is dit nie bedoel om vir hongeriges jou brood te breek, om aan magteloses en haweloses onder dak te bied nie? Wanneer jy iemand sien wat kaal is, met jou om bedek, en jou nie afsydig hou van jou eie vlees en bloed nie. Dan vers 8, dan, as jy hierdie dinge doen, as dit is hoe jy my wil verstaan en dit doen, dan sal jou lig deurbreek soos die oggendskemering en jou herstel sal spoedig aanbreek. So, die behoefte, ek gaan 3 dinge noem. Eerstens die behoefte wat ons het wanneer ons vas, is, baie eenvoudig gestel, om helderheid en klarigheid te kry oor hoe God in ons lewens teenwoordig is, en hoe hy omstandighede gebruik om ons op die spoor van sy wil vir ons lewe te hou. Dis ons behoefte. Die tweede ding is die metode wat ons gebruik, is om te vas. Die metode is dus nie die einddoel nie. Dit is bloot die manier waarop ons by die einddoel moet kom. En die derde is dan die einddoel, wat is dit? Om weer vrede in ons harte te kry, om helderheid en klarigheid te kry, omdat ons dan beter verstaan hoe en hoekom God met ons werk, deur ons lewensomstandighede. En dis die kern van ons vandag, van ons boodskap vandag. God gebruik ons lewensomstandighede om ons te vorm as ware disippels van hom. En wanneer ons nie verstaan hoekom dinge met ons gebeur nie, dan gaan soek ons by God vir antwoorde, sodat die lig weer vir ons kan deurbreek en ons opnuut kan oorgee aan sy roeping vir ons. Maar ons kan nie die boodskap sommer net so afsluit, so kort en kragtig, sonder om kortliks te verwys na die hoe van vas nie, die metode. So ek gaan dit baie eenvoudig probeer hou, want die hoe is maar net die metode. En mense kan verskillende metodes gebruik. Daar is nie 'n vaste voorskrif vir ons nie, hoewel dit in die ou tyd, in die Bybelse tyd, redelik op die vaste manier plaasgevind het, soos ons daar lees, naamlik om van kos te vas. Die eenvoudige beginsels is soos volg. 1.
Jy moet tyd beskikbaar maak, sodat jy toegewyd, sonder dinge wat jou aandag aflei, tyd met God spandeer. In 'n wêreld waar ons almal baie besig is, sal ons nie vir God hoor as hy met ons praat, as ons elke nou en dan met 'n foon moet antwoord, of 'n WhatsApp boodskap moet kyk, of met werk besig gaan wees, of TV kyk, of met sport of stokperdjies besig is, of iets dergeliks nie. Ons moet tyd maak vir stilte. Tweedens, as jy nie tyd het nie, moet jy dit skep. Jy moet iets afhaal van jou lysie en daardie tyd gebruik vir jou stil wees met God. Om te vas behels daarom dat ons iets prys gee in ruil vir tyd saam met God. Dink aan Paulus, wat vir 3 dae nou nie geëet of gedrink het nie. Die derde een is voorbeelde van dinge wat ons kan los. Dit hoef nie net kos te wees nie, maar kos sal seker eerste op die lys wees, of sekere soorte kos as jy wil. 2, sekere TV-programme kan ons prys gee, ons kyk nie TV vanaand nie. C, die derde een, ons speel rond op ons selfoon, los die selfoon, en die 4de een, los die sosiale media vir 'n rukkie. Die 4de ding, kies 'n tydperk hoe lank jy gaan vas, van dit wat jy gekies het om prys te gee. Maar doen dan moeite om in daardie tydperk met God te worstel. As jy nie ervaar dat die lig weer vir jou deurgebreek het nie, oorweeg dit dan om langer aan te hou met die vas, totdat dit gebeur. So 'n afsluiting, in lydenstyd waarin ons nou is, dis die tydperk vanaf as Woensdag tot Paas Sondag, plus minus 7 weke, is dit 'n gebruik in die kerke reg oor die wêreld om te vas, sodat ons kan dink oor ons lewe saam met God. Hier is persone in ons gemeente wat in hierdie tyd vas, waarvan ek bewus is. Ek self vas ook al vanaf voor as Woensdag. Vandag, die Here nooi jou, bring jou vrae en onsekerheid na hom, want hy wil jou help, dat daar weer lig in plaas van donkerte in jou lewe sal wees.